Dis lekker om julle almal te sien. Elkeen wat my gegroet het, het my welkom teruggeheet. Dit is vir my lekker om terug te wees. Ongelukkig moet ek volgende naweek weer weg wees, maar dan is ek hier tot einde November toe. Maar baie welkom. Ons sê besonder welkom vir Gerrie en Marina Lottering, wat hier by ons is vandag. Hulle het al die pad van Kinross af hiernatoe getrek, daar by Secunda. En hulle bly nou hier in Kimberley. En ons is dankbaar dat julle by ons gemeente is. Goed, ek sal net by die aankondiging kom. Kom ons sing Vonklied 174, Strome van Seën uit die hemel. Ek wil altyd hê, ons moet die note daar hê, dat die mens ook kan sien wanneer die note aangehou moet word en wanneer hulle afgekap moet word. En daar gaan ek nou raggies vandag en ek hou nie die note lank aan nie. Nee? Ons moet toch daarop net die orgel gee vir ons daar leiding. Lied 201, al 3 verse, lof sing die Heer, buig voor hom neer. Erken as Heer, en hom erken as Heer, en hom, ja hom, erken as Heer. Lof aan die Heer, verheerlik hom, wees vrolijk, juich en sing, laat al wat leeft om danken en prijs, om die hulde bring, aan hom die hulde bring, aan hom die hulde bring. Lof prijs die Heer, besing sy naam, sy hele schepping juich, laat almal saam om eer betoon, voor 'n koning buig
gaan net vinnig die aankondigingen noem. Daar is vanaand kooroefening, elke Sondag aand 5:00, ja, die middag althans. Kom asseblief, ons het die stemme nodig vir die Kersangdiens, ons begin vroeg oefen, en ons het veral manstemme nodig, maar elke stem wat kan bykom, sal baie goed wees. Dan herinner ek julle aan die Philip Moelman konsert, onthou jy nog, die 24ste Oktober. As jy beplan om te gaan, asseblief, laat weet nou al, dat die mens daarom weet, dit gebeur gewoonlik so, dat almal die laaste week reageer, as almal se sedewees al ophal. So asseblief, as jy vroeër kan laat weet, ek self wat ek nog nie laat weet, ek het wel gesê ek gaan, maar ek het nog nie dit vastgemaak nie, maar ek gaan daar wees. Dan het ons die 2 November ons eerste herinneringsdiens, die aand. Vriende, dis 'n wonderlike geleentheid waar ons net weer dink aan ons geliefdes wat oorlede is. Dis 'n ou tradisie in die kerk, ek kan nie onthou van watter eeu nie, die 6de of die 7de eeu, ek weet nie meer waar nie, het die tradisie begin, en die tradisie het voortgeleef in die katholieke kerk en in die Anglikaanse kerk, maar nie by ons nie. Calvin het 'n hele klomp goed uitgegooi wat hy eintlik maar moes gehou het. En die herinneringsdiens gaan daaroor dat, in ons geval sal dit nou so werk, dat ons die aand ons het gewyde musiek, en daar word min gepreek in die diens, maar daar sal 'n woord gepraat word, ons het skrifgedeeltes, en dan is daar 'n geleentheid om vir elkeen om vorentoe te kom. Hier sal op die tafel sal baie kersse wees, om 'n kersie aan te steek, om net te dink aan jou geliefdes wat weg is. Ons gaan, in die diens gaan ek die name lees van mense wat in die afgelope 2 jaar oorlede is. Dit sal nou gemeentelede wees, die het ons op die databasis, en dit sal ons nou self hê. Maar jy kan ook vriende en familie, kollegas, wat oorlede is in die laaste 2 jaar, sy name vir ons deurgee, en net sê, wat is jou verbintenis met hulle, soos kollegas, of dis my ma wat in 'n ander gemeente is, of my suster, of my niggie, of wie ook al wat jy graag wil herdenk. En dan lees ons daardie name ook af. Ek wil vir julle vra om asseblief deel te wees daarvan. Ons het dit in die COVID-tyd, het ons het in die vorige gemeente gedoen, toe ons mos nou daai moeilike omstandighede gehad het. En dit het natuurlik gemaak dat daai geleentheid baie anders te was. Maar ek kon sien, en met myself ook, die groter vrede wat mense het, dat hulle self ook kan sê, ek onthou nog my geliefdes, ek dink nog aan hulle het vir my waarde. So ek wil vir julle nooi om asseblief daaraan deel te neem. Goed. Dan is dit ook hartseer dat tannie Susie Silje en tannie Anna Stein, 2 dames wat in Stillerweg gebly het, dat hulle oorlede is. Hulle sou miskien verlede Sondag gehoor het van tannie Susie, ek weet nie, ek was hier nie, maar tannie Susie se diens was nou gister gewees, en tannie Anna se diens sal die 25ste wees. So ons dink ook in ons gebede aan die families, en ons sal ook net nou, as ons hierdie kersies opsteek, sal ons ook aan hulle dink. Vir die van u wat nog nie weet nie, ons het die gebruik om, wel, hy was vroeër daar, en ons het dit vervallig geraak, en ons het nou weer begin, om
in die kerk hier te vra, wie is daar wat jy van weet, wat deur 'n swaar tyd gaan, vir wie jy graag 'n kersie sal wil opsteek, en dan sal Ellen dit opsteek, en of jy wil sê, ek is so dankbaar, dat daar's iemand op wie dit sleg gegaan het, en dit gaan nou baie goed, en ons is dankbaar, dan steek ons ook vir daai persoon 'n kersie op. Goed. Iemand sê eendag vir my, soms so by 'n OTM, staan in die ry, ons wil almal geld trek, is Kersfees en is die lang ry, en ek is heel agter, en hy's net voor my, en hy sê vir my, julle brand eers daar kerse in die NG Kerk. Ek sê, ja, nee, dit is so. Hy sê, dis Rooms. Sê, ek dink nie so nie. Hy sê, sal jy dit doen? Joeg, dit is nogal 'n redelike groot begroting vir kerse. Vriende, die kerse wat er so brand, is regtig, dis wonderlike simbole, die symbool van lig. Daai vlammetjie wat so teer is, wat jy so maklik kan doodblaas, maar hy brand daar, en hy wil vir jou iets sê, van die Here se teenwoordigheid, of het wil jou herinner aan iemand anders, of jy wil so half jou gebed in daai kers wat daar brand, insit, en vir die Here sê, ek het nie woorde nie, maar kyk maar na die kersie, my hart brand reg. Gaaf. Ons gaan nou die volgende 3 liedere aan een sing, of sonder aankondiging, en ons gaan het staande doen, en dan bly ons staande tot na die loflied. Gaaf. gebreek,
Voor ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Voor jy gebore is, het ek jou aan my gewy. Moenie bang wees nie, want ek is by jou. Ek het jou gered. Amen. Vriende, ek groet vir julle in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees, in wie ons lewe het. Amen. Ons sing nou loflied 202, vers 1 tot 3, prys hom die Hemelvors. Prys hom die Hemelvors op sy verhewe troon. Loof hom aanbid die hemelkoor, al alles is betoon. Aan hom die Skepper Heer, kom toe die eer en mag. Sy woord het alles voortgebring, roem ewig sy gesag. Loof om die Lam van God, want hy is vir ons geslaag. Hy het ons met sy bloed gekoop, dis in sy reddingsmacht. Uit elke stam en taal het hy ons vrygemaak. Sy koninkryk, sy priesterdom, dit het hy ons gemaak. Lof, eer en heerlikheid, die wysheid en die krag, behoort aan God daar op die troon en aan die Lam geslag. Tot in die ewigheid sal ons die lied laat hoor, die hele schepping oral oor, roep amen in het koor. Vriende, ons kom nou by die toewydingsgedeelte, waar ons nadink oor ons lewe voor die aangesig van die Here. En dan dink ons aan Matteus 22, waar Jesus vir ons sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die belangrikste en die eerste gebod. En die tweede hieraan gelyk, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ons ken hierdie woorde so goed, en ons sê dit baie maklik wanneer mense vir ons vra wat is reg en wat is verkeerd, wat verwag die Here. Maar sit dit diep in jou. So ek gaan nou vra dat ons net elkeen so 'n bietjie stil word voor die Here, en dan daaroor dink. En dan na so 'n half minuut, dan kan Dorette vir ons lei met lied 240, vers 1 tot 2, waar ons ootmoed voor die Here bely, en ons skuld en ons vashou aan hom.
Vriende, dit is wonderlik dat die Here vir ons oor en oor nooi om terug te keer na hom toe. En dat hy ons altyd vergewe. Ons weet in Johannes 1 vers 9 staan daar, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Daarvoor is ons dankbaar. En as teken van ons dankbaarheid, gaan ons nou ons geloof bely met lied 260 vers 11, ewig onbegryplik wese. Wie van julle kan nog onthou, toe dit die voorgeskrewe lied was, na die geloofsbelijdenis in die NG Kerk, nee. Die lied kom van ver af in jou ingegryp. Vriende, ons kom nou by die aansteek van die kersies, en Ellen gaan het vir ons hier so behartig, en Siew gaan met die microfoon rondloop, so as jy iemand sy naam wil noem, dan kan jy net die hand opsteek, dan bring hy die microfoon. En neem vrymoedigheid. Daar, Johnny het een hand. Johnny, daar kom Siew met die microfoon. Kijk, ons wil graag hê, daar het jy, oké. Omwille vir u. Ons dink aan hom, hy het nie baie goeie nuus gekry nie met sy gesondheid. Ons wil graag hom. Baie dankie, omwille vir u. Ja. Ek het 'n hele klompie name hier, maar ek wil daarom nou net julle van julle kant af weer sê. Johnny? Dominee, Andrea se kleindogter is weer terug in die hospitaal. Corneil Kombrink se dogter, ons sal net vir haar ook 'n kersie. Dis reg. Sy's Landai, né? Ja, Landai Kombrink is terug in die hospitaal. Sy's al. Marie. Van ons matrieks wat binnekort met hulle eksamens begin, baie sterkte toewens in die seën van die Here. Ons oudste kleindogter begin ook skryf en ja, ons glo en ons vertrou dat dit met elke een sal goed gaan. Okay. Dankie Anne-Marie. Geef vir ons geleentheid om almal saam te kan onthou van mense, MC. Nou, kom maar. Dan Trina Vreemd, wat in die hospitaal is, wat nou weer terug na Stellenbosch geloofd. Kijk, dan die Trina. Kan ons bid vir ons NG Kerk in die Noord-Kaap en die pad vorentoe. Baie dankie. NG Kerk in die Noord-Kaap. Ek wil ook net sê dat dit wonderlik is dat die NG Kerk in die Noord-Kaap sukkel, want mense trek weg. Maar van die wonderlikste goed gebeur hierso in die Noord-Kaap.
Die bedienaars wat nou na vore kom, wat leiding neem met preke, predikante wat betrokke is om mentors vir hulle te wees. En ek het juist hierdie week 'n kursus bygewoon wat vir ons wil help om vorentoe te gaan. So ek is baie opgewonde, maar ons moet bid dat by die Here ook al vir ons wil hê, ons sal raak sien dat ons die pad sal loop. Christie? Nee, ek wil net vra dat ons dankie sê vir die reën wat geval het. Dankie sê vir die reën wat geval het. Ja. Asseblief, Leon. Johan de Tooi, wat in Panorama is verbaan. Kijk, Johan de Tooi, hy is leier ouderling daar by Harmonie gemeente. Dan wil ek ook die dame noem van Marie Fourie, wat net hier om die draai bly. Ons is dankbaar dat dit met Pietro Hekroot beter gaan, sy is terug by die huis, na sy gebrand het. Ons dink aan Else Rigter, ook hier van Stillerwee. En ek het net vanoggend gevoel ek wil aan die Kitte Hanekom se naam ook opsit. Dat die Kitte het ook haar stryd om te stry en haar kinders saam met haar wat haar baie mooi ondersteun. Ons dink aan haar. En dan die familie van Tannie Susie Silje en Tannie Anna Stein. Is daar nog iemand? Goed. Ek wil graag baie mense sal vir Dorothy en onthou Howardson. Sy is gestremd, sy het polio gehad en sy het geval en haar been gebreek. Al 'n hele ruk, sy is geopereer en sy het nou weer bygekom. Sy was het die baie was die tonflose nie goed gewerk nie. Dit gaan weer beter. En dan wil ek ook graag dink aan al die ouers, die ouer mense, wie se kinders oorsee of ver weg en wat baie eensaam is. Ek wil regtig aan die Here opdra. Baie dankie, Marianne. Is dit allemaal? Gaaf. Dankie, Helen. Here, U sê vir ons dat ons medegelowiges moet lief hê, dat ons al ons naastes moet lief hê. En U sê vir ons dat ons mekaar gereeld in die gebed moet opdra, dat ons moet meeleef met mense. En so kom ons vandag voor U, met elke naam wat vir U genoem is, elke saak wat vir U genoem is. Elkeen wat swaar kry, ons bid Here vir verligting, ons bid dat hulle moed mag kry en krag om voort te gaan, en vir hulle mense om hulle. Vir elkeen wat dankbaar is, wat uitkoms gekry het, ons kom dank U daarvoor, U alleen gee dit. Ons bid vir hulle wat eensaam is, en ons bid, Here, vir ons hele land. U weet wat 'n gemors dit baie keer is. Maar ons bid dat U vir ons die genade mag gee om verby al die gemors te kyk en raak te sien dat ons mense is wat vorentoe wil gaan, dat ons mense is wat U liefhet, dat daar mense is wat regtig 'n verskil maak. En ons bid dat U elkeen wat 'n verskil maak sal versterk. En elkeen wat toekyk sal motiveer om betrokke te raak. Ons bid vir die wêreld wat deur mekaar is, al die oorloë. Ek hoor daar's 11.
Here, U weet waar het ons gebeur. Wil U in die genade asseblief vrede gee. Mense kry swaar. Onskuldiges moet gebuk gaan onder die moeite wat hulle leiers oor hulle gebring het vanweë hulle groot egos. Bewaar ons van ons ego. En Here, wanneer ons nou U woord gaan oopmaak en daai gaan leer, dan bid ons ook dat U met ons sal praat en dat dit ietsie aan ons vandag sal verander of ietsie in ons sal wakker maak. In Jesus se naam. Amen. Vriende, ek drink medikasie wat my mond baie droog maak. Ek gaan vandag baie water drink. Ek was verlede week by die retreat daar in Philippolis. Retreat se sentrum se naam is Stille Polis. En dit was 'n wonderlike geleentheid gewees, 'n kans om diep in jouself in te kyk en met behulp van begeleiding ook net weer perspektief te kry op jou lewe, op jou geloofslewe, perspektief op die wêreld waarin jy is, jou bediening, en om te vra waar is die Here besig om te beweeg in die wêreld, sodat jy jouself ook daarop kan fokus. So die week het so gewerk dat ons het elke dag oggend, middag, aand het ons so 2 ure gehad elke keer waar ons op ons eie geesdorp moes gaan nadink, na ons joernaal kyk, gaan praat met die Here, en waar ons onder andere ook 'n nuwe kyk op die Ons Vader gehad het, en waar ons kon nadink ook oor ons gebedslewe, en daarop ook perspektief kon kry. En dit was wonderlik geweest om dit te doen. Ek het spirituele begeleiding ook ontvang van die sentrumleier daar, die Laurens Skeppers. En dan was daar 'n ander ding wat ons gedoen het, elke dag, soggens 8 uur, die middag 12 uur, en die aand 6 uur. Dan het ons vir 20 minute in die kerk gaan sit, elkeen doodstil, net bewus daarvan, God is hier. En God moet doen wat God wil. Dit was wonderlik, want, ekskuus tog, die mense van die dorp, al die mense in die dorp, is genooi. Hulle kan ook kom vir daai 3 sessies. En daar het elke keer mense gekom uit die dorp uit, om net daar te kom sit in die Here se teenwoordigheid. En dit was so lekker om daar te sit en te weet, al die mense wat hier rondom my sit, is op hierdie oomblik net diep bewus daarvan, dat God hier is, en dat God werk, en wat God ook al wil doen, moet hy doen. Maar elkeen van daai sessies is begin deurdat die begeleier Psalm 131 gelees het. Hy het dit gelees en het ons stil geword. Nou, ons gaan dit nou lees. Op Psalm 131 is 'n sogenaamde bestygingspsalm. In die Bybel staan daar 'n pelgrimslied, want dit is 'n pelgrimslied. Dit gaan oor die pelgrim wat tempel toe gaan. Maar onder die pelgrimsliedere is daar ook liedere soos hierdie wat genoem word bestygingsliedere. Dis nou wanneer jy by die tempel kom en hier is die trappe van die tempel voor jou en jy gaan nou die tempel bestyg. Dan bid jy hierdie gebed. Ook dit is vir ons baie dieselfde, laat ek eerder so sê, baie dieselfde as wanneer jy in die kerk kom en jy gaan sit in jou bank en jy bid, praat met die Here. Dis is 'n gesindheidsverklaring. Jy kom sê vir die Here, Here, ek is oop vir U. Wat U ook al vandag met my wil doen, dit is wel met my. Dit is waaroor hierdie psalm dan gaan.
Of die agtergrond daarvan, ek gaan nou vir ons lees uit die 2020 vertaling. 'n Pelgrimslied van Dawid. Here, my hart is nie hoogmoedig en my oë is nie verwaand nie. Ek hou my nie besig met groot dade of wat te wonderbaar is vir my nie. Maar ek het my siel tot kalmte en bedaring gebring, soos 'n kindjie by sy moeder. Soos 'n kindjie is my siel in my. Israel, vestig jou hoop op die Here, nou en vir altyd. Dit is die woord van die Here. Die tema wat ek gekies het is veilig in mamma se arms. Veilig in mamma se arms. Die Psalm gaan oor jou gesindheid, jou lewensingesteldheid. Daai grondhouding van jou benadering tot die lewe. Dit is waaroor dit in hierdie Psalm gaan. En Dawid begin met 'n negatiewe opmerking aan die begin, 'n negatiewe belydenis. Hy sê wat hy nie is nie. Hy sê ek is nie een wat myself verhef nie. Ek is nie hoogmoedig nie. Ek is nie verwaand nie. En dan eindig hy met 'n positiewe stelling. 'n eintlike opdrag. Ons moet wag op die Here. Dis wat die ou vertaling sê. Die nuwe vertaling sê ons moet ons vestig op ons hoop op die Here. En hierdie vertaling sê, die ouer sê ons moet wag op die Here. Dit is 'n baie mooi woord, daai wag op die Here. Jy sien, selfgenoegsaamheid werk net nie. Selfgenoegsaamheid bring vir 'n mens net onrus. Vroeë kerkvaders het baie debat gevoer oor wat is die oersonde. Wat is daai een ding wat agter alle sondes lê? Daai ding waaruit elke sonde gebore word. Wat is daai ding? En daar was 2 standpunte. Die een was, dis hoogmoed. En die ander een was traagheid. Nou ek hoef nie in te gaan op dit alles nie, wat ek net wil sê is hoogmoed het gewen. Ek dink die kerk het baie gou vir homself gesê, hoogmoed, dit is die groot ding, wat agter elke sonde op die ou einde, op een of ander manier lê. Dit is die verkeerde ingesteldheid, wat ons in ons binneste het, hoogmoed. En as jy nou kyk na Genesis 3, waar ons nou die begin van die sonde sien, dan is dit hoogmoed. Die mens wil wees soos God. En nou moet ons nie sê, okay, maar dit was nou daar het nou begin, dit was hoogmoed nie. Want sien, Genesis 3 is 'n storie wat eintlik in die eerste plek vir ons wil vertel wat elke dag in jou eie lewe gebeur. Elke dag in jou eie lewe het jy keuses om te maak. Goed of sleg. En as jy verkeerd gekies het, dan is dit omdat jy in beheer wou wees, omdat jy jou wil laat geskied. As jy God se wil wou laat geskied, dan het jy reg gekies. So dis 'n ding wat elke dag in ons almal se lewe gebeur, Genesis 3. En daarom kan ons eintlik sê dit is dat hoogmoed loshande wen as die oersonde. Nou kom Dawid en hy sê hierdie mooi ding, my hart is nie hoogmoedig nie en my oë is nie verwaand nie. Die 83 vertaling het daai ding wegvertaal, daai idioom. Dis so mooi, die hart. Want kyk, dit verwys na jou diepste binneste. En jou emosies, wat die binnekant aangaan. Hy sê daar aan daai binnekant van hom, is daar nie hoogmoed by hom nie. Sy lewensingesteldheid, sy grondhouding,
is een wat, of grondgesindheid, is een wat nie hoogmoedig is nie. En dan sê hy, en dan my oë is nie verwaand nie. Nou kyk, die oog, dit gaan eintlik hier oor jou gelaat, jou voorkoms, waarin die oë 'n baie groot rol natuurlik speel. Hy sê, my oë is nie verwaand nie. Ek sien nie neer met my oë op ander nie. Ek kyk nie veroordelend na mense nie. Ek rol nie my oë oor wat mense aanvang nie. My oë, my gelaat is nie verwaand nie. Ek is nederig. Want sien, wat daar in die binneste gebroei het uitgekom deur my oë in die wêreld in. En dit weerspieël 'n houding van nederigheid. So die oorspronklike gesindheid uit jou binneste uit, en dan kom jou lewenshouding kom na vore, daaruit gebore. En dan sê hy, my dade getuig ook daarvan. Sien jy nou uit die binneste uit, sal 'n beweging deur jou gelaat, deur jou lewenshouding buitentoe in hoe jy gaan optree. Hy sê, ek hou my nie besig met groot dade of wat te wonderbaar is vir my nie. Sien, hy weet wat is sy werk om te doen en hy weet wat is God se werk om te doen. Hy weet waartoe hy in staat is, wat sy beperkings is, waartoe die Here hom geroep het, en hy hou vir hom in sy baan. Hy gaan nie in die Here se baan in nie, hy hou in sy baan. Hy gaan nie in 'n ander ou se baan in nie, hy hou in sy baan, want dit is wat vir hom uitgemeet is. Hy aanvaar wat die Here vir hom gegee het om te doen. En dieselfde geld natuurlik vir lewenskrisisse. Die goed kom oor jou pad, en dan kan jy besluit of jy dit gaan hanteer vanuit 'n gesindheid van, ek kan dit hanteer, of ek gaan dit hanteer, en of jy besluit, ek kan nie die goed op my eie doen nie. Ek het die Here nodig om my te help. Ek het ander mense nodig om my te help. So op jou einde maak nie saak hoe jy daarna kyk nie. As jy nie 'n lewensingesteldheid het van nederigheid nie, dan is daar 'n probleem op die ou einde. Selfverheffing lei op die ou einde tot, onder andere, want ek kan baie goed noem, ongesonde gedrewenheid. Mense het altyd, ek moet net gaan. Lei tot ambisie, wat jou eintlik op die ou einde verteer. En behoede die arme kindertjies wie se ouers hulle ambisies op hulle kinders afdruk om te gaan vervul. Is 'n ander manier waarop 'n ouer dan nou hulle self kan verhef oor die kind. Jy moet my lewe vir my gaan lei. Dit lei tot ongesonde kompetisie. Kompetisie is goed, maar ongesonde kompetisie. Het lei tot ongenadigheid by mense. En op jou einde tot uitbranding, tot platgetrapte naastes, en 'n verskroeide aarde, en die angsvlakke styg net die hele tyd. En dis nie wat God vir ons beplan het nie. God het vir ons vrede beplan, shalom. 'n gevoel van welstand. Dis wat die Here vir ons beplan het. Dan sê hy vir ons, maar net by die Here gaan ons vrede kry. En dis die tweede saak. Hy gebruik hierdie mooi beeld van die kindjie wat by die ma kom. Die kommentatore is dit eens dat dit hier gaan oor 'n kleutertjie, want ons lees nou, hy's klaar gespeen, hy drink nie meer aan die ma nie, en die kleutertjie wat dan nou na die mamma toe kom, en die mamma vir die kleutertjie dan nou vashou, troos of wat ook al,
Maar die gedagte is dat 'n mens moet verstaan dat toe daai kleutertjie 'n babatjie was, kyk, toe was melk mos nou sy hele lewe, of haar hele lewe, dit is waaroor dit gaan. En mamma het bestaan, eintlik net terwille van die melk. Nee, dit is wat die baba van mamma verstaan het, en dit is die waarde wat die mamma vir die baba toegevoeg het. En dan kom die tyd wat die baba nou gespeen moet word, en ons weet almal, dis meeste van die tyd 'n stryd, né? Die kleintjie voel, maar dis my lewenslyn. Jy weet, hoe moet ek lewe? Jy weet, ek doen dit al jare of maande al. Hoe nou? Jy weet, die kleintjie protesteer, ek wil nie. Maar op die ouende dan gebeur dit nou en die kleintjie is nou gespeen. En dan word mamma gewaardeer vir haar mamma wees en nie meer vir die melk nie. En die kleintjie kom na mamma toe om net by mamma te wees. Dis al, ek het klaar kos gehad, ek wil net by mamma wees. En miskien kan 'n mens ook dink aan 'n kleintjie wat nou vir iets geskrik het, vir die kat geskrik, en gehardloop. Waartoe? Na mamma toe, want mamma gaan vir my vashou en gaan vir my vrede laat voel. Dit is wat agter hierdie beeld lê. Nou sê hy, net soos wat net 'n mamma so 'n kleutertjie werklik waar getroos kry, so kan ons net by die Here troos kry. En hy kry dit daar, sê hy. Dis daar by die Here wat ons tot bedaring kom. Is daar by die Here waar ons tot verhaal kom. En is dikwels daar by die Here wat ons ook tot ons sinne kom. By die Here is daar vrede. By die Here kan jy nie hoogmoedig wees nie. As jy in die Here se teenwoordigheid kom, dan is jy mos nou baie diep bewus daarvan van wat groot nou eintlik is. Groot is baie groter as wat jy ooit nog gedink het. Want nou is God oneindig. So jy is baie diep bewus daarvan as jy by die Here kom, dat jy eintlik verskriklik klein is. Hoe groot die Here is, die kan jy nooit weet nie. Maar ten minste kan jy weet hoe klein jy eintlik is. En dan staan jy voor die Here in verwondering. En jy staan voor die Here en jy het net die gevoel van, ek is afhanklik van die Here, en dit is vir my goed om by die Here te wees. En wat net so interessant is dat wanneer jy dan nou van die Here se hoek af na jou naaste begin kyk, dan sien jy jou naaste soos wat die Here jou naaste sien. En dan het jy nie die gevoel dat jy wil nou neersien op die persoon nie. Want die persoon is nie net vir die Here belangrik nie, maar het nou vir jou ook belangrik geword. Die persoon het die beeld van God net soveel in haar of hom as wat jy dit het. En dan, wanneer jy besef dat almal om jou en jy God se geliefdes is, dan bring dit vir jou 'n gevoel van tevredenheid. Nou wil ek afsluit met die vertrou op die Here, soos die ou vertaling sê, wag op die Here. Baie keer verdwyn dit wat jou onrustig gemaak het nie. Dis nog steeds daar. Trouwens, baie keer dan weet die mense ook, het help nie as ek vra vir die Here om hierdie ding weg te vat nie, want dit gaan nie weggevat word nie. Dit is maar net soos wat dit nou is. So baie keer verander die dinge om jou wat jou bedreig nie. Maar wanneer jy by die Here in die veiligheid van die Here se omarming is, dan voel jy beskerm daarteen. Dan voel jy die innerlike krag om die pad wat vir jou uitgelê is te gaan loop. Dan fokus jy minder op jouself en op daai ding, en jy fokus meer op die Here, en dan word daai ding ook eintlik kleiner. Jy soek nie meer jou eie wil nie. Jy sê, Here, ek wag op U. Iemand sê vir my nou die dag, dis van baie moeilik, hy kan nie wag nie.
Ja, join the club. Dit is vir ons almal die moeilikste ding om te doen. Om te gaan sit en wag, veral vir ons westerlinge. Ons is nie magies, maar jy moet iets doen. Jy kan nie sit nie. En ander mense sê ek vir jou, jy weet, doen iets. Maar ons moet leer om net te wag. En dan wanneer daai vrede oor jou kom, dan maak dit dat jy op die ou einde 'n nuwe gesindheid ontwikkel hier binne. Jy straal 'n nuwe houding uit. En jou dade is meer belyn met God en met jou naaste. In vers 3 sê Dawid vir ons moet nou nie wanhoopig raak nie. Ons moet hoop. Nou, ek weet ons in Afrikaans, in enige taal, het die woord hoop sy Bybelse betekenis verloor. Vir die Bybel is hoop nie, ons hoop maar vir hoop het gaan reën, in die Bybel is hoop 'n verwagting. 'n verwagting. Nie 'n verwagting dat dit wat jy wil hê gaan gebeur hê. Nee, baie belangrik. Maar 'n verwagting dat die Here sal doen wat die Here moet doen. En dit sal vir my goed wees. Nee. So moet ons wag op die Here. Ons hoop moet op die Here wees. Dit is nou om nou weer by die beeld van die mamma in die kleuter te kom. Dit is soos toe daai mamma swanger was. Toe sy verwagtend was. Sy het gewag op die baba, met hoop in haar hart. En dit is wat ons moet wees. Ek dink dit is 'n goeie gebed, om te bid, wanneer jy in die bank kom sit. Ek dink dit is 'n goeie gebed, vir my om te bid, wanneer ek by die kansel opgaan. Maar ek dink ook is 'n baie goeie gebed om jou dag mee te begin. Sodat jy elke dag so sal leef. Dat jy elke dag sal bid. Bewaar my vandag van hoogmoed en verwaandheid. Sodat ek my nie besig hou met dit wat nie my doel is nie. Gee my vrede, soos die van 'n kleuter by haar mamma. Kom ons bid. Here, ons bid dit inderdaad vandag, dat ons nie verwaand sal wees nie, nie hoogmoedig nie. Dat ons mense sal wees wat u liefde uitstraal, u vrede. Dat ons by u tot rus sal kom, soos 'n kleintjie by mamma. Dankie dat u ons vergewe, dat ons dit dikwels nie doen nie. U weet hoe onrustig ons kan raak. Dankie dat u vir ons elke keer weer 'n nuwe geleentheid gee. En dit neem ons vandag op. Sing saam met my. Heer, wees ons genadig, Christus wees genadig, Heer, wees ons genadig. Amen. Ons dien nou die Here met ons gawes.
ons sing nou saam, die Ons Vader. En daarna die Amen. Geliefdes, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die troos van die Gees is by julle almal.